Goeiemôre, liewe luisteraars. Wat 'n voorreg is dit weer vanmôre vir my om weer die eerste keer hierdie nuwe jaar 2017 saam met u rondom die woord van die Here te sit en te luister wat God vanmôre deur sy woord in ons harte wil plant. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u woord lewendig geword het en onder ons kom woon het, Jesus Christus. Dankie dat u woord vanmôre ons inspireer en krag gee vir elke nuwe dag. Dankie Here dat ons ore vanmôre hoor wat u deur die woord met ons gaan spreek. In Jesus naam, amen. Ons het verlede jaar baie gepraat oor woorde wat ons uitspreek en dat dit werk soos goeie of slegte saad wat ons saai en ons sal sekerlik oes wat ons gesaai het, want dood en lewe is in die mag van die tong en wie dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet, sê die woord van die Here vir ons in Spreuke. Ons eet daagliks ons woorde dan, positief of negatief. Ek lees die volgende raak. Een van ons grootste verslawings is om oor ons probleme te praat. Ons met hierdie gewoonte verbreek en begin praat oor ons vreugdes, waarmee die Here ons seën, dat ons blydskap elke dag in die Here kan behou. If I speak about the mountain, it will grow. If I speak to the mountain, it will go. Is dit nie so waar nie, geliefde kind van die Here? Donald Trump, die huidige president van Amerika, is 'n biljoenêr, ons almal weet dit. Maar hoe het hy dit reg gekry? Dit wat hy geglo het hy gesê, en dit het hy verkry. Hy het dan ook gesê dat as Amerika eendag in die moeilikheid is, sal hy staan vir president en hy het bereik dit wat hy gesê het en ons is vandag almal getuie daarvan. Geld is egter nie alles in die lewe nie, maar geloof is, want deur in die woord van die Here te glo, kan jy alles verkry wat jy nodig het om 'n lewe van oorvloed in Jesus Christus te lewe. Luister mooi wat sê Romeine 8 vers 10. Naby jou is die woord. Geliefde kind van God, naby jou. Vat die woord. Want die woord, as jy dit lees, is in jou mond en dit gaan in jou hart in. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig, sê Paulus. As jy dan met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word, sal jy bevry word uit die mag van Satan, sal jy genesing ontvang deur die wonde van Jesus. As jy in die skaduwee van die Almagtige sit, geniet jy die beskerming van die Allerhoogste God. So sê Psalm 91. Sorg hy vir jou, sal hy vir jou sorg, soos hy vir die voëls van die hemel, die gras en die blomme van die veld sorg. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding, verlossing en genesing. Want die skrif sê, elkeen wat in die Here Jesus Christus glo, sal nooit beskaam staan nie. Die getuienis van Dr. M.K. Strydom is vir ons 'n baie goeie voorbeeld van die skrif wat ons nou net gelees het. Sy vertel die volgende: My grootouers was betrokke in 'n oorlog. In hierdie oorlog was daar 'n groep mans wat my oupa probeer vermoor het. My oupa het geboer deur die dag en dan sou die mans vir hom wag tussen die mielielande. Hulle sou hom ook probeer inwag op 'n spesifieke plek op die plaas waar hulle bakstene vervaardig het. Maar die probleem was dat elke keer wanneer hulle wapens opgelig het om hom te probeer skiet, daar 'n baie lang man was, langer as 6 voet, met skitterende wit lere wat in hulle pad sou intree. My oupa het natuurlik niks daarvan geweet in daardie tye nie, maar eendag toe hy op pad was na die skure toe, het hy net in sy hart geweet dat hy nie soontoe moet gaan nie.
Hy het gewoonlik nie sy werkers toegelaat om sy voertuig rond te bestuur nie, maar daardie dag het hy een van hulle uitgestuur, want hy het net 'n sterk gevoel gehad dat hy nie self moes gaan nie. Die mans het vir hom gewag agter die skure en toe my oupa se werker by die skure aankom, het hulle hom gevang en hom vasgemaak sodat hulle hom kon ondervra. Hulle wou toe dadelik weet wie hierdie lang man met die wit klere dan was, wat elke keer in die pad kom staan het, as hulle vir meneer Strydom wou skiet. Die werker het natuurlik nie idee gehad waarvan hulle praat nie. Hy het nog nooit so iemand by meneer Strydom gesien met hierdie beskrywing nie. Die mans was so woedend dat hulle die arme werker aangerand het, omdat hulle geglo het dat hy vir hulle gelieg het. Later het die werker toe vir my oupa ook die storie vertel. Sodoende het hy te wete gekom van alles. Na 'n ruk was hierdie mans bespot in hulle eie gemeenskap, want die mense het na hulle gekyk en gesê, hierdie is maar 2 ou mense, maar julle kan hulle nie eers doodmaak nie. So het hulle dan weer beplan om op die Saterdag hulle plan deur te voer. So het dan 10 mans met AK-47's na my oupa se plaas toe gegaan. Eers die volgende oggend hoor my oupa toe die volle storie. Blykbaar het die werkers van die plaas gesien hoe die mans verby hulle huis gehardloop het. Hulle het toe uitgevind dat die mans begin weghardloop het, want daar was honderde groot, lang mans met skitterende wit klere reg rondom my oupa se woonplek en dis hoekom hulle in vrees weggehardloop het. Hulle was op verskeie kere amper aangeval, maar elke keer het iemand my oupa gebel en gesê, hy moet Psalm 91 lees. My grootouers is al amper 60 jaar getroud en elke oggend en aand het hulle saam Bybel gelees en dan gebid. Toe hulle 'n spesifieke aand weer Psalm 91 lees, word hulle weer deur die mans aangeval. Dit het 4 ure geduur en omtrent die hele woongebied is opgeskiet. Hulle het die volgende oggend omtrent 3000 doppies opgetel. Hulle het ook 7 vuurpyle en 6 granate afgevuur op hulle huis, waarvan die granate in die kamer ontplof het waar my grootouers in was. Waar hulle gesit het in die kamer, was daar skietgate oral rondom hulle, maar nie een keer was hulle raak geskiet of het hulle seer gekry nie. Die hele huis was in flarde, maar my grootouers het niks mekeer nie. Die werkers was so geskok die volgende oggend om hulle lewendig te sien en dat hulle hierdie aanval oorleef het. Omdat hulle op die Here vertrou het en wat hy vir hulle gedoen het, sal die Here ook vir ons doen as ons net in sy woord glo. Prys die naam van die Here. Ek glo hierdie getuienis gaan u help, waar ons ook al woon in Suid-Afrika. Ons moenie toelaat dat vrees ons onderkry nie. Ons moet op die woord van die Here staan, net soos hierdie egpaar. Jakobus 1:21 sê die volgende: Ontvang met sanmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red. Die getuienis wys dan dat God ook ons lewens red uit doodgevaar as ons op hom vertrou. Dit is dus baie belangrik wat ons hoor en hoe ons daarop reageer. Jesus self sê, as iemand ore het om te hoor, laat hom hoor, maar ons moet pas op wat ons hoor. Onthou, ons praat vanmôre oor hoe kry ons geloof, en geloof kom deur die gehoor, en in ons geval as Christene, die gehoor, dit wat ons dus hoor, en met ons harte glo, bepaal die soort grond waaruit ons harte bestaan, en die saad is woorde, wat deur gehoor in ons harte gesaai word, en dit sal 'n oes oplewer. Goed
of sleg, vrugbaar of onvrugbaar. Daarom moet ons oppas wat ons hoor. As ons dit glo, vind dit ingang in ons harte, en as ons dit nie glo nie, word die woorde deur ons verwerp, en daar is dan geen geloof in daardie woorde, of in die persoon wat dit spreek nie. Ons moet versigtig wees wat ons hoor. Want as dit negatiewe of skinderpraatjies is, moet dit soos water van 'n eense rug van ons afloop, want dis vuil en besoedelde water. Ons moenie geloof daaraan gee nie, maar wanneer ons God se woord glo, is dit lewende waters wat uit ons binneste sal vloei. As jy dus 'n kinderstorie oor iemand glo, want jy weet nie of dit die waarheid of 'n leuen is nie, sal jy daardeur negatief beïnvloed word. Maar as jy die woord van God nie glo nie, sal dit seker rampspoedige gevolge in jou lewe veroorsaak en ook vir jou lewe na die dood. Johannes 10:10 is 'n baie bekende skrifversie. Dit sê, die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes. Wat wil hy van ons steel? Sy begeerte is om ons te beroof van die woord van God wat deur die gehoor in ons harte gesaai word. Is dit deur 'n kerkdiens of op die radio soos vanoggend? Of wanneer die Here iemand gebruik net waar hy wil om sy woord in jou hart te saai? Hoe ontvang jy die woord van die Here wat in jou ore kom? Want God sal spreek, tydig en ontydig, ter wille van jou saligheid, omdat hy jou liefhet. In Markus 4 kry ons die gelykenis van die saaier wat die woord saai. En die saad word in 6 tipes grond gesaai. 3 word in onvrugbare grond gesaai, en die ander 3 in vrugbare grond. Die grond stel voor die toestand waarin ons harte verkeer. Met ander woorde, wat in jou hart aangaan? Het jy 'n diep gelowige hart of 'n bose ongelowige hart wat vol vrees en angs is, wat vol bitterheid en haat is? Spreuke 4:23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit, geliefde mens, is die oorspronge van die lewe. Jy lewe dus uit jou hart uit. En toe ek die begin van die jaar bid en die Here vra wat hy vir my wil gee, toe gee hy vir my Spreuke 4, hierdie skrifversie. Die Here wys vir my, ons moet ons harte bewaak, meer as enigiets anders. Wanneer jy iets hoor, moet nie alles glo wat jy sê nie, maar glo met jou hele hart die woord van God. Die eerste 3 tipes grond is die volgende. Dit is saad wat langs die pad val, in rotsagtige grond en dan tussen dorings. Die goeie grond lewer vrug op, 30, 60 en 100voudig. Kom ons kyk na die eerste tipe grond. En terwyl die saaier die saad saai, het 'n deel langs die pad geval en die voëls van die hemel het gekom en dit opgeëet. En dit is hulle wat langs die pad is, waar die woord gesaai word, maar sodra hulle dit gehoor het, kom die Satan dadelik en neem die woord weg wat in hulle harte gesaai is. Hoe kry die Satan dit reg om dadelik die woord by hierdie groep mense te steel? Hulle het harde harte en die woord kan deur ongeloof nie ingang vind in hulle harte nie, en daarom word dit dadelik opgeraap en gesteel. Paulus en Barnabas het vry uitgespreek en gesê, dit was noodsaaklik dat die woord van God aan julle eers verkondig word, dis aan die Israeliete. Aangesien julle dit verwerp en julle self die ewige lewe nie waardig geag het nie, kyk,
Ons wend ons tot die heidene. Dis wat gebeur, wanneer jy die woord van die Here verwerp. Ag jy jou lewe na die woord, na hierdie lewe nie waardig nie. Neem jy die ewige lewe nie ernstig op nie. Ongeloof veroorsaak harde harte wat die woord van God verwerp. Hebreërs 4:2 sê, want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met geloof verenig was nie. Dis wat gebeur wanneer jy 'n harde en ongelowige hart het. Die tweede deel het op 'n rotsagtige plek geval, waar dit nie baie grond gehad het nie. En dadelik het dit opgekom, omdat dit geen diepte van grond gehad het nie. En toe die son opkom, is dit verskroei. En omdat dit geen wortel gehad het nie, met ander woorde, het dit nie tyd gehad om wortel te skiet nie, het dit verdroog. Die groep mense het die woord wel gehoor en dit dadelik met blydskap aangeneem, maar geen wortel in hulle self gehad nie. Hulle is net vir 'n tyd. Wat gebeur? Later, as daar verdrukking of vervolging kom ter wille van die woord, struikel hulle dadelik. Het u dit al gesien, geliefde kind van die Here? Hoe mense die Here dien, maar wanneer daar verdrukking en vervolging kom, dan struikel hulle. Verdrukking en vervolging toets ons geloof in die woord van die Here. Daarom moet ons vas staan en nie toelaat dat moeilike tye in ons lewe ons onderkry nie. Al het die woord ingang gevind in hulle harte, gaan die vyand nog steeds probeer om dit te steel, soos hierdie voorbeeld. Deur verdrukking en vervolging wat dan op ons pad kom, en ons almal gaan deur verdrukking en vervolging. Want dis dan, wanneer die verdrukking en vervolging kom, dat ons daders van God se woord moet wees, wat op die woord staan, wat bly glo en dan dit uitleef, deur vas te hou aan die woord van die Here. Want onthou, verdrukkinge en vervolginge hou nie vir altyd aan nie. God red en verlos ons daaruit, as ons in hom glo en vas staan in sy woord. 'n ander deel het in dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstik, en dit het geen vrug opgelewer nie. Hier het dit wel opgekom, maar daar was geen vrug nie. En hulle by wie in die dorings gesaai word, dit is hulle wat weer die woord hoor, maar die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede in verband met al hierdie dinge kom in saam met die woord, maar hierdie dinge wat ons nou net gelees het, verstik die woord en dit word onvrugbaar. En daarom kan en sal dit nie 'n goeie oes vir jou oplewer nie. Luister mooi, liewe luisteraar, na hierdie woorde en kyk na die tipes grond waar die saad geval het. En ons kry almal te doen met die sorge van die lewe. Daar kom bekommernisse, daar kom tye wanneer daar jou stresvlakke styg, daar is verleiding van die begeerlikhede van hierdie wêreld. Ons almal leef in hierdie wêreld en ons almal kry met hierdie dinge te doen, maar ons moet al ons bekommernisse op die Here werp en ons moet nie toelaat dat die wêreld se begeerlikhede ons oë van die Here afhaal nie, want dan sal die woord nie verstik word nie en ons sal oes oplewer. Dit is die volgende. En in 'n ander deel wat het in die goeie grond geval. En dit het vrug opgelewer. Want dit het opgekom, gegroei en dit het vrug gedra. 31, 61 en 100voudig. Dis hulle wat die woord hoor en dit aanneem. Met ander
ander woorde, die woord het ingang gevind en begin vrug te dra, 30, 60 en 100voudig. 1 Tessalonisense 2:13 sê Paulus, daarom dank ons God sonder ophou dat, toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woorde van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God, wat ook werk, ek sê dit weer, wat ook werk in julle wat glo. Wanneer werk die woord van God vir ons? Net wanneer jy die woord hoor en dit onvoorwaardelik glo as die woord van God. So moenie kyk na die saaier wie God gebruik nie. Hoor die woord van die Here en aanvaar dit. Om dus goeie vrugte te dra, moet die woord aangeneem word as die woorde van God, wat werk, wat red, wat verlos, bevry en genees in ons wat glo, en onthou, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Onthou Dr. Strydom se getuienis oor haar grootouers asseblief. Die goeie grond lewer dus goeie vrug op. Maar hoekom lewer die een beter vrug op of meer vrug op as die ander? Eerstens is die saad wat in ons harte gesaai word, die onverganklike saad van God wat tot in ewigheid sal bly. Dis uitstekende saad en kan nie bederf of sleg word nie. Dit is ewig goed en onverganklik, en deur hierdie saad het ons wedergeboorte ontvang. Ons nuwe lewe in Christus. 1 Petrus 1 sê dit, want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God. Prys die Here wat tot in ewigheid bly. Tweedens, hang dit van hoe min of hoe baie geloof ons in God het, dis hoe groot ons oes sal wees, 30, 60 of 100voudig. Die apostels vra die Here, gee ons meer geloof. En wat sê die Here vir hulle? As julle maar geloof het soos 'n mosterdsaad. Paulus sê die volgende, ons moet God altyd oor julle dank, broeders, omdat julle geloof grootliks toegeneem het. 30, 60 of dan uiteindelik 100voudig. Waar staan jy, geliefde mens, met jou geloof ten opsigte van die woord van die Here? Glo jy 'n bietjie of glo jy onvoorwaardelik in God? Jesus betuigtig ook sy disippels omdat hulle in sommige gevalle geen of so min geloof in hom gehad het. In Lukas 24 sien ons die verhaal van die Emmausgangers. Jesus sê ook hier uiteindelik, toe hulle die verhaal vertel het van hom, en hulle nie eens geweet het dit was Jesus nie, maar hy sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo in alles wat deur die profete gespreek is, wat toe uiteindelik in vervulling gekom het. Maar vir die hoofman oor 100 loof hy, wanneer hy vir hom sê, selfs in Israel het ek so 'n groot geloof nie gevind nie. Dis wat ek 100% geloof sal noem, en hy word beloon daarvoor deur die genesing van sy knegt. Jesus, ons meester en ons Here en ons God, het gekom, dat ons lewe en lewe in oorvloed kan hê. En dit verkry ons deur ons ore te gebruik om sy woord te hoor, dit in ag te neem as die woorde van God, sodat dit in ons harte geplant kan word om goeie vrugte in ons lewe op te lewer. Nie net 30 of 60voudig nie, maar 100voudig. Ontvang dan vanmôre met sagmoedigheid die ingeplante woord van God, wat in staat is om jou siel te red, te verlos, te bevry, te genees en te red uit die mag van die bose. Onthou, God is getrou, hy sal ons beskerm
en bewaar van die bose, net soos in geval van die strydoms. Ons moet op die Here vertrou met ons hele hart, deur sy woord hardop te lees, sodat ons dit kan hoor. Onthou, jy moet dit hoor, en dit dan geloof in ons harte kan veroorsaak, sodat ons dan dit oor ons lewens uitspreek, en dat die woord dan in vervulling kan kom. Dis dan, wanneer ons wat glo in die rus van God lewe, waarvan Hebreërs so baie praat. As ons dan glo, sal ons rus in Christus. Wanneer Jesus sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem hoor en ken. Hulle sal dan nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af wegvlug, omdat hulle die stem van vreemdes nie ken nie. Ons moet na die woord van die Here luister, wanneer hy met ons praat, en kom ons kyk na 'n paar voorbeelde van hoe hy met die mense van ouds gepraat het. Samuel hoor God se geroep na 'n derde maal, en hy antwoord, spreek Here, want die knegt hoor. Daarop hoor Jesaja die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? En hy antwoord, hier is ek, Here, stuur my. En Maria sê, nadat die engel met haar gepraat het, hier is die diensmeg van die Here, laat dit met my gaan, volgens u woord. En toe die hele volk gedoop en Jesus ook gedoop is, en hy besig was om te bid, het die hemel oopgegaan. Ons het 'n oop hemel wanneer ons bid en in God glo en luister, en die Heilige Gees wat ook vandag in ons woon, het in 'n liggaamlike gedaante soos 'n duif op die Here Jesus neergedaal, en 'n stem het uit die hemel gekom en gesê, u is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehaag gehad het. Hoekom? Omdat Jesus na God geluister het en sy wil gedoen het. God praat met ons. Ons moet net luister en ons lewens inrig volgens sy wil. Kom ons bid die volgende Psalm saam. Psalm 121. Ek vertrou dat meeste van u hom ken en soms saam met my kan bid. Ek sla my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan my voet nie laat wankel nie, en my bewaarder, die Here, kan nie sluimer of slaap nie. Kom ons bely, die Here is ons bewaarder. Die Here is die skaduwee aan ons regterhand. Die son sal ons bedags nie steek nie, en die maan ook nie by nag nie. Die Here sal ons bewaar van elke onheil, en net goedheid en guns sal ons volg al die dae van ons lewe. Hy sal ons siele bewaar en versterk. Die Here sal ons uitgang en ons ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. Amen. As jy weer na hierdie boodskap wil luister, gaan hy binnekort op YouTube wees.